begin die geveg op die Tugela Hoogland om hulle te keer om deur te breek om die 13.000 Engelse soldate in Ladysmith te ontset. Toe begin die eerste geveg was by Colenso, 15 Desember 1899. Generaal Louis Botha is toe kommandant-generaal van die Suid-Afrikaanse Republiek, 36 jaar oud. En wie bel hom van die Wesfront af, van Magersfontein? Delarey. Wat sê Delarey vir hom? Hy sê vir hom, Louis, jy moet Slote grou. Dit het gewerk by Magersfontein. Loopgrawe grou. Maar hy het gesê Slote. Toe gaan Louis Botha en hy grawe loopgrawe by Colenso. By einde was daai loopgrawe 47 km lank, langs die Tugela Hoogland af. En toe kom die slag van Colenso. 15 Desember 1899, 4 dae na Magersfontein. Heroïese oorwinning vir die boere. Hulle het daar 14 Engelse kanonne gebyt, wat daar het die Engelse gedoen? Hulle het die kanonne opgetrek tot naby die rivier. Want agter die rivier het Tugela Hoogland die koppe gelê en het gedink, soos altyd is die boere maar in die koppe. 'n Fatale fout. Want toe lê hulle in die rivierwalle in loopgrawe, net 900 meter weg van die kanonne. En toe binne 7 minute, toe staan net die 14 kanonne daar. Al die bemanning van die kanonne is plat geskiet en al die perde wat die kanonne so intoe gesleep het is doodgeskiet. 4000 Mausers wat op by 14 kanonne konsentreer. Toe sê Boeler, ek soek vrywilligers. Toe kom die Engelse vrywilligers met liewe perde om te jaag om daai kanonne te gaan haal. En daar is Lord Roberts se seun doodgeskiet. Lord Roberts, toe die opperbevelhebber geword van alle militêre magte van die Britse magte in Suid-Afrika, en sy seun Freddie, sy enigste seun, is daar doodgeskiet. Hy het na sy dood die Victoria Cross gekry, maar dit het nie sy ma gehelp nie. Want die Victoria Cross laat jou nie weer opstaan uit die graf nie. En sy was vreeslik verbitterd. En dit was ook met Lord Roberts, met die einde van sy bewindsaanvaring hier in Suid-Afrika as opperse militêre bevelvoerder, dat die verbrande of verskroeide aarde beleid begin het. As 'n treinspoor opgeblaas word deur die boerekommandos, dan brand hulle al die plase in die omgewing waar die treinspoor opgeblaas is. Om 'n hoë prys te stel op sulke gedrag van die kommandos.